Ek lees vir ons voor Matteus 4 vers 1 tot 11. Hierna is Jesus deur die Gees die woestyn ingelei om deur die duiwel versoek te word. 40 dae en 40 nagte lank het hy gevas en later honger geword. Toe het die versoeker nader gekom en vir hom gesê: "As u die seun van God is, sê dat hierdie klippe brode moet word." Maar Jesus het geantwoord: "Daar staan geskryf, van brood alleen sal die mens nie leef nie, maar van elke uitspraak wat uit die mond van God kom." Toe neem die duiwel Jesus na die heilige stad en laat hom op die hoogste punt van die tempelgeboue staan en sê vir hom: "As u die seun van God is, spring hier af. Daar staan immers geskryf, hy sal sy engele opdrag oor jou gee. Op hulle hande sal hulle jou dra, sodat jy nie dalk teen 'n klip jou voet stamp nie." Jesus sê vir hom: "Daar staan ook geskryf, jy mag die Here jou God nie versoek nie." Hierna neem die duiwel hom na 'n baie hoë berg en wys hom al die koninkryke van die wêreld in hulle pragt en sê vir hom: "Dit alles sal ek vir u gee as u neerkniel en my aanbid." Toe sê Jesus vir hom: "Gaan weg, Satan, want daar staan geskryf, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien." Toe het die duiwel hom met rus gelaat en kyk, daar het engele gekom en hom versorg. Ons lees tot daarso. Daar is iets aan woestynervarings. Miskien is hierdie hele lydenstyd, hierdie hele 40 dae voor Paasfees 'n tipe woestynervaring. Of dan 'n geleentheid vir jou om stil te staan by die woestynervarings wat jy in hierdie tyd beleef. Nou as jy 'n woestyn sien, of as jy aan 'n woestyn dink, watter gedagtes of emosies kom by jou op? 'n Woestyn is tog anders as 'n tropiese reënwoud. 'n Woestyn is anders as 'n paradys. Die een is vol lewe en vol rus en oorvloed, en die ander een voel leeg en warm en uitdagend en hard. Die een voel soos oorlewing en die ander een voel soos floorering. Tog is daar iets aan woestynervarings. Daar is ook iets rondom die kwessie van 40. Ons het reeds laas Sondag ook daaroor gepraat. Moses wat vir 40 dae op berg Sinaï saam met God was, Israel wat vir 40 jaar deur die woestyn moes rondswerf, Jesus wat 40 dae vas. 40 dae vas, toe het die duiwel hom versoek. Alles lang tydperke in die woestyn. Maar om eenvoudig op die woestyn te fokus, is nie genoeg nie. Adam en Eva was in 'n paradys. Hulle het die oorvloed van God se genade en die oorvloed van God se teenwoordigheid beleef. Wees vrugbaar, vermeerder, leef. Julle kan basies alles in hierdie tuin eet. En tog het hulle geval vir die lustigheid van die slang. Tog het hulle van die enkele verbode vrugte geëet en in hulle gehoorsaamheid verruil hulle die paradys vir 'n woestyn tipe lewe. En dit bring ons dan by Jesus se 40 dae in die woestyn en die versoeking daarna. Waar Adam en Eva in omstandighede van oorvloed, perfekte omstandighede verlei was, het Jesus in die harde hongeromstandighede van die woestyn die Satan se versoeking weerstaan. Waar Adam en Eva ongehoorsaam is ter wille van eie gewin, kennis van goed en kwaad, het Jesus in gehoorsaamheid verby homself gekyk. Verby sy eie gemak, verby al die versoekings en op die Vader bly vertrou. Jesus was baie suksesvol in sy teenstand van die Satan se versoekings. Maar net omdat hy suksesvol was, moet ons dit nie verwar met die idee dat dit vir hom maklik was nie. Hierdie was in alle opsigte vir Jesus 'n woestynervaring. En wat hierdie ervaring veral kroon,
is die tyd en die plek, of die omstandighede waaronder dit gebeur het. Ons lees aan die einde van hoofstuk 3 van Matteus, Jesus is pas gedoop. Jesus het pas die bevestiging van die Vader gekry, dit is my geliefde seun oor wie ek my verheug. Jy is my geliefde seun. Beslis 'n deurslaggewende oomblik in Jesus se lewe en in Jesus se bediening, 'n hoogtepunt, maar dan eerder as wat Jesus gaan feesvier en in gemeenskap saam met sy mense is, direk na hierdie oomblik word hy deur die Gees in die woestyn ingevat, geïsoleer, afgesonder en alleen, en in plaas van dat hy fees vier, vas hy. 40 dae se vas. Die bewoording van vers 1 is my opvallend. Hierna is Jesus deur die Gees ingelei om deur die duiwel versoek te word. Nou die punt hierso is nie dat die Gees en die duiwel op een of ander manier probeer saamwerk om vir Jesus te toets nie. Die punt is dat daar ten minste 2 aspekte aan hierdie versoeking is. Die Griekse woord het letterlik 2 vertalingsmoontlikhede waar die een gekoppel kan word aan die Gees en die een gekoppel kan word aan die duiwel. Rondom die intensie van hierdie versoeking. Die duiwel wil vir Jesus versoek sodat hy vir Jesus kan breek. Hy versoek vir Jesus, as jy die seun van God is, met die hoop dat Jesus val. Hy versoek vir Jesus om iets van Jesus se swakheid te wys. Maar die Gees werk anders. Die Gees is ook diep teenwoordig in die woestyn, ook in Jesus se woestynervaring, maar die Gees versoek nie om te breek nie. Die Gees toets en bevestig. Die Gees lei vir Jesus in die woestyn in, sodat Jesus se krag beklemtoon kan word. Die Gees laat toe dat ons Here versoeking ondergaan, omdat hierdie versoeking uiteindelik Christus se identiteit as die seun van God sal bevestig. Die Gees en die duiwel se rede vir hierdie versoeking, vir die toets, lyk verskillend. Dink byvoorbeeld aan 'n brug. 'n Terroris sal 'n klomp spanning uitoefen op 'n brug, bomme en you have it, wat ook al, met die doel om die brug te breek. Maar 'n bouer of 'n ingenieur nadat 'n brug gebou is, gaan ook deur sekere sisteme of sistematiese prosesse gaan om spanning uit te oefen om hierdie brug, nie om die brug te breek nie, asseblief nie, maar om te toets of te bevestig hoe sterk hierdie brug nou eintlik is. En dit werk baie soortgelyk in hierdie versoeking verhaal van Jesus met die Gees en die duiwel. Beide is besig om te toets. Die Satan om te breek en die Gees om te bou en te bevestig. En so word ons Here Jesus Christus sy identiteit dan wel bevestig. Jesus is die geliefde seun van God. In die versoeking van eie gemaak, twyfel oor identiteit, wonder oor roeping, het Jesus gehoorsaam gebly. Maar vir vanoggend is dit veral die laaste versoek, die laaste versoeking waarby ons gaan stil staan. Ek lees gou weer vir ons vers 8 tot 10. Hierna neem die duiwel hom na 'n baie hoë berg en wys hom al die koninkryke van die wêreld in hulle pragt en sê vir hom, dit alles sal ek vir u gee as u neerkniel en my aanbid. En toe sê Jesus vir hom, gaan weg Satan, want daar staan geskryf, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. Nou behalwe dat dit nie regtig die duiwelsin is om te gee nie, is daar 'n groter kwessie hierso aan die gang. Jesus het gekom vir al die koninkryke. Jesus het gekom om al die koninkryke in besit te neem. Ons praat gewoonlik van Jesus het gekom om die wêreld te red en te verlos. Dis dieselfde ding. Die liefdevolle God het mens geword, sodat God die volheid van die mensdom kan vrymaak en verlos, en kan seker maak dat al hierdie klein koninkrykies wat ons bou, uiteindelik versoen en verenig word met die ewige koninkryk van God. So die duiwel se versoek is aanloklik. Nie omdat dit 'n geleentheid vir vinnige mag is nie, maar omdat dit juis is waarvoor Jesus gekom het. Vir elke koninkryk op aarde.
Maar die manier wat Jesus die koninkryke op aarde moet bekom, gebeur op 'n anderste manier, op 'n onverwagse manier. Dit gebeur deur die kruis, deur die lyding en kruisiging van Jesus. En daarom sê ek weer, die duiwel se versoek is baie aanloklik vir Jesus. Want dit is 'n geleentheid om met minder moeite, met minder lyding, met minder kruisiging hierdie aardse rykdomme of hierdie aardse koninkryke in pag te hê. Maar dit is nie die manier wat 'n liefdevolle God dit doen nie. Dit is nie die manier wat Jesus geroep is, gestuur is na die wêreld om die wêreld te verlos nie. Jesus word geroep en gestuur vir die kruis. Vir Jesus om sy eie lyding en kruisiging vry te spring, is om diep ongehoorsaam te wees. Die lyding en kruisiging is waarvoor Jesus gestuur is. En as ons dit besef, ewe skielik klink die 40 dae in die woestyn van vas nie so erg nie. Kinderspeletjies. Nee. Die 40 dae van vas bly ongelooflik uitdagend. Jesus se woestynervaring sou hom diep uitgedaag het. Hy het wonger geword, Matteus skryf dit vir ons. Sy menslikheid het gehonger en gedors, ja, waarskynlik het hy selfs getwyfel en geworstel. Jesus was immers volledig mens. En tog is die 40 dae van vas soveel minder as die opoffering wat uiteindelik vir hom wag. Verwerping, lyding, marteling en 'n kruisdood. Nou as ons iets van dit begin verstaan, nou gaan ons 'n bietjie draai. Hoekom op aarde verwag ons dat ons lewens net gemaklik en goed behoort te gaan? Wie dink ons is ons? As ons Here, ons vlekkelose lam, Jesus Christus, die Seun van God, as hy moes ly en sterf, wie is ons om aanspraak te maak op 'n gemaklike, gerieflike, goeie lewe? Kan ons onsself regtig volgers van Jesus noem? Kan ons onsself regtig volgers van Jesus noem as ons nie saam met Jesus ons eie kruis elke dag optel en hom volg nie? Kan ons onsself regtig volgers van Jesus noem as ons nie elke dag in alles ons eie kruis optel en vir Jesus volg nie? Om 'n volger van Jesus te wees beteken om die lyding en kruisiging van ons Here volledig te omarm. Dit vra dat ons saam met Jesus moet vas, net soveel as wat ons saam met Jesus moet feesvier. Dit vra dat ons saam met hongeres moet honger wees, dit vra dat ons saam met gebroke mense moet stikkend wees. Dit vra dat ons saam met gebroke harte moet huil en treur. Dit vra dat ons saam met verwerptes moet uitskree, sien my raak. Natuurlik moet ons ook fees vier oor Jesus se verlossing en opstanding, beslis. Want die kruis beteken vir ons niks sonder die opstanding nie, maar net soveel beteken die opstanding vir ons niks sonder die kruis nie. In ons vas en in ons fees moet ons Jesus volg. In ons vas en in ons fees moet ons elke dag werklik ons eie kruis optel en agter Jesus op sy lydingpad, op pad na die kruis, op pad na die dood, deur die dood hom volg. Ons moet Jesus volg soos wat hy homself verloon het in die woestyn, so moet ons onsself ook verloon. Voluit vir God leef. Want die geheim is, Jesus het nie gekom
om ons van die dood te spaar nie. Jesus het gekom om ons van die dood te red. En daarom moet ons in lewe en sterwe en per definisie in lyding en as dit ware in sy kruisiging vir God volg en dien en aanbid. Dis deel van die price of admission. Ons moet ook, net soos Jesus in die woestyn, net vir God aanbid en leef en dien. Nou hier moet ons self versigtig wees om nie in die versoeking te val nie, om te dink dat Jesus vir God, of as dit ware die toets moes slaag, voordat God sy engele gestuur het om vir Jesus te kom versorg nie. So asof Jesus homself eers moes bewys voordat God se liefde vir Jesus was nie, want ons weet Matteus 3 gebeur voor Matteus 4. Jesus is eers gedoop, God se genade en liefde is bevestig. Jesus is eers aangespreek as my geliefde seun. Jesus se identiteit as kind van God wat bevestig is. En na God se liefde, in God se liefde, word Jesus na sy woestynervaring gelei, waar hy dan getoets word. Getoets word sodat sy identiteit bevestig kan word. Maar as mens mooi gaan lees, dan sien mens God is heeltyd daar teenwoordig. Getoets in God se teenwoordigheid. En dan wanneer jy die toets slaag, kom God tot sy versorging deur die engele. Nie omdat hy die toets geslaag het nie, omdat God vir hom lief is van die begin af. Hy is reeds bevestig as 'n kind, as 'n geliefde van God. Nou is daar 'n klomp werkwoorde of 'n klomp dele van wat Jesus gedoen het wat sy kindskap of sy titel as seun van God bevestig. En ek wonder as ek dit lees, met wat se een resoneer jy vanoggend die meeste? Jesus se loyaliteit is 'n bevestiging dat hy die seun van God is. Jesus se gehoorsaamheid is 'n bevestiging dat hy die seun van God is. Jesus se lyding is 'n bevestiging dat hy die seun van God is. Jesus se kruisiging is 'n bevestiging dat hy die seun van God is. En Jesus se opstanding is 'n bevestiging dat hy die seun van God is. Jesus leef in alles volmaak in God se groot liefde en genade. En daarom kan hy die Satan se versoeking teenstaan. Daarom kan hy selfs in sy twyfel en angs in die tuin van Getsemane kies om nie die lyding en kruisiging te vermy nie. Om werklik sy kruis op te tel. In liefde word ons geroep vir dieselfde loyaliteit en gehoorsaamheid en egtheid. Mag ons dit besef en mag ons dit beleef nie as 'n straf nie, maar mag ons dit beleef as 'n liefdevolle uitnodiging. En mag ons dan werklik ook vanoggend besef dat ons deelneem aan die nagmaal deel is van ons toewyding op hierdie lydenspad wat ons saam met God treenig stap. Mag ons dit vanoggend besef. Kom ons bid saam. Here, ons sal nooit u lyding of u liefde volledig kan verstaan nie. En miskien is dit beter so. Miskien sal dit ons breek. Here, maar sal u ons in u genade nou ook kom ontmoet? Sal u uself oor ons kom ontferm as gebroke mense? En sal u liefde, maar ook u lyding nou aan elkeen aan ons kom bekend maak, tot die mate waartoe ons daarvoor gereed is. Here, sal u ons harte en ons volle menswees ook kom oopmaak as ons nou die nagmaal saam gaan gebruik en vier. Kom bou ons geloof op, Here, kom versterk ons geloof, kom inspireer ons geloof, o Heilige Gees. Kom aktiveer ons geloof. Sodat ons in alles
God alleen loof en prys en dien. En aanleenlik vir God se koninkryk leef. Amen.